Goeiemôre, ja, dis Dinsdagmôre en die Heilige Gees beloof ons iets wat ons almal so nodig het en dis krag. In Handelinge 1 vers 8 lees ek, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Onthou, hierdie disippels was nie indrukwekkende mense met hoe volgens die wêreldstandaarde wat ons vandag het nie. Hulle was doodgewone mense, vissermense, gewone mense met vrese, swakhede en foute presies soos ek en jy. En Petrus byvoorbeeld was so 'n impulsiewe man. Thomas het altyd getwyfel, ons spot oor dit en ander van hulle het sommer gevlug toe Jesus gekruisig is, weggehardloop. Die vrees moes hulle oorweldig en tog kies God juis hulle. Ek het baie daaroor gedink en gesê, waarom? Omdat God se krag juis duidelik sigbaar word in ons mense wanneer ons swak is. Mense het mense al vir jou gevra, waar kry jy die krag? Dis God. Voor Pinkster sit die disippels agter geslote deure uit vrees. Na Pinkster staan hulle met vrymoedigheid op en verkondig die evangelie. Wat het verander? Die Heilige Gees het hulle gevul. Ja, baie mense dink geestelike krag beteken is, jy moet so sterk wees, jy mag nie emosies hê nie, jy moenie huil nie, jy moet net so sterk wees, jy het al die Bybelkennis, maar ware geestelike krag beteken nie, dat jy nooit swak gaan voel nie. My liewe vriend, dit beteken dat God jou dra wanneer jy swak is, wanneer jy huil, wanneer jy nie meer weet vorentoe nie. Ons almal kom by plekke waar ons so voel, waar ons nie meer weet waarheen nie, hoe verder nie, en ek het nie moed hiervoor nie. En dis wanneer God ons krag gee. Dis wanneer jou vriende jou vra, waar kry jy die krag? Die goeie nuus is dat God ons nooit alleen los nie. En nooit vra dat jy uit jou eie krag hoef te leef nie. En die Heilige Gees sê net, bid en jy sal krag ontvang. Bid. Krag om die sonde te weerstaan. Krag om mense te vergewe. Op te staan na mislukkings. Om getrou te bly wanneer dit so swaar trek. Partykeer werk die Gees juis nie deur dramatiese oomblikke nie, maar daai stil oomblikke wanneer jy sien jou bankrekening het toe nou nog 'n geldjie in vir vandag se aankope. Deur net genoeg te kry vir vandag. Dink 'n bietjie aan Paulus wat geworstel het met sy eie swakheid. God het dit nooit weggevat nie. Want God het gesê, my genade is vir jou genoeg. Die Heilige Gees gee nie altyd 'n maklike pad nie, maar hy gee vir ons altyd genoeg krag. Kom ons sê vir die Here dankie vir die krag wat hy so aanhoudend net vir ons gee. Heilige Gees, ek bring vandag al my swakhede na U toe. Gee my nuwe krag waar ek my moed verloor het. Help my om nie op my eie staat te maak nie, maar op U teenwoordigheid en U krag. Amen.